Goeiedag, Yeshua leer ons bid. Vader, gee ons ons daaglikse brood en dit is my gebed dat Papa God vandag vir ons vars manna uit sy troonkamer uit sal gee. Abba Vader het ook vir ons sy wapenrusting gegee wat ons kan aantrek, want ons wat Yeshua aanvaar as ons verlosser en saligmaker het nodig om te weet, ek en jy is in 'n oorlog. Ons is in 'n oorlog. Ja, Paulus sê in Efesiërs 6 vers 13 tot 15, daarop neem die volle wapenrusting van Jotewawai op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil en nadat jy alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van geregtigheid aan en as skoene aan julle voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede. Nou ons almal het skoene en verstaan die belangrikheid van skoene. Maar kan jy dink 'n soldaat gaan oorlog toe sonder skoene? Nou gaan doen jy 'n studie oor oorlog met kalfvoet, leer jy baie leers is verslaan weens skoene. Selfs in Amerika in die revolusionêre oorlog, toe die Amerikaners teen die Britte geveg het, was een van die grootste probleme dat hulle kaalvoet was omdat hulle skoene verslete was. In antieke tye het hulle tydens oorlog stokke geneem en die punte van hierdie stokke so skerp gemaak en dan sou hulle hierdie stokke in die grond begrawe met die punte wat opsteek. Die punte wat uit die grond uit opsteek, het die soldate se voete baie ernstig beseer. Snysels, bloeding, infeksie het verswakking beteken in die oorlog, in die weermag. Snysels, bloeding, infeksie het verswakking beteken. En Paulus sien 'n geestelike parallel met hierdie baie bekende deel van 'n soldaat se uniform of wapenrusting, die skoene. Ons het gekyk na die gordel wat vasgemaak moet word, die borswapen en vandag na die skoene. Ja, ons voete moet toegerus wees vir die oorlog, soos al die ander lewensbelangrike dele van die liggaam, soos as jy oorlog toe gaan. Nou ons weet van die voete van bereidheid, waarvan Romeine 10 vers 15 ons leer om die goeie nuus te verkondig. Ja, Romeine 10 vers 15 sê, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig. Hierdie is skoene wat ons aantrek om die vrede van die evangelie te verkondig. En die skoene wat ons ontvang in die wapenrusting van Jotewawai om in die oorlog te veg, is skoene wat ons laat bly staan. Die kwessie is om 'n ferm standpunt in te neem in die stryd teen die vyand. Paulus sê ook in 1 Korintiërs 16 vers 13, staan vas in die geloof. Die idee hier is dat ons voete toegerus moet wees om stewig te staan wanneer die aanvalle van die vyand kom. En die vraag is, staan jy vandag vas? Maar dink daaroor, wat is dit wat jou as soldaat van Yeshua laat onwrinkelbaar vas staan? Waar jy standpunt inneem, nooit gly en nooit onder aanvalle val nie. Wat is dit wat ons standvastige skoene gee, daai standvastigheid? Dis om jou voete voor te berei met die evangelie van vrede. Dis die goeie nuus dat jy vrede met Abba Vader het deur Yeshua. Deur Yeshua se wonde is daar vrede met Abba. Romeine 5 vers 1 sê, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by Jotewawai deur Yeshua Messiah. Wat beteken dit om vrede met Abba Vader, om vrede met hom te wees? Dit beteken eenvoudig dat Abba Vader nie ons vyand is nie. Hy is nie kwaad vir ons nie. Deur die bloed van die lam kan ons hom nader, maar dat hy ook ons krag is. Paulus begin van die wapenrusting van Jotewawai te vertel en sê in Efesiërs 6 vers 10 waar hy begin, eindelik my broers, word kragtig in Jotewawai en in die krag van sy sterkte. Dit beteken Abba Vader is vir ons en omdat hy vir ons is, kan ons vas staan, want Deuteronomium 31 vers 6 sê, wees sterk en vol moed, wees nie bevrees nie en word nie verskrik vir hulle nie, want dit is Jotewawai jou God, wat saam met jou trek. Hy sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Ja, die vyand kan kom om ons te versoek. Die vyand kan kom om vir ons te sê, maar Papa God het jou verlaat. Maar ons staan vas in die groot waarheid dat ons in vrede met Abba Vader is. Deur Yeshua, daarom is Abba Vader aan ons kant.
Is dit nie hoekom Dawid ook vir Goliat gesê het in 1 Samuel 17 vers 45 tot 47, jy kom na my toe met 'n swaard en met 'n spies en met 'n lans, maar ek kom na jou toe in die naam van Jotewawwe van die leerskare, die God van die slagordes van Israel wat jy uitgedag het. Vandag sal Jotewawwe jou in my hande oorlewe, dat ek jou kan verslaan en jou hoof van jou wegneem en die lyke van die leer van die Filistyne vandag aan die voëls van die hemel en die wilde diere van die aarde kan gee, sodat die hele aarde kan weet dat Israel 'n God het. En dan sal die hele menigte moet erken dat Jotewawwe nie deur swaard en deur spies verlos nie, want die stryd behoort aan Jotewawwe en hy sal julle in ons hande gee. Hy is met ons, hy veg vir ons. Ons gaan verder kyk na die skoene, maar een ding is waar. Ek en jy is in 'n oorlog. Die stryd is aan die gang. Maar Vader het vir ons 'n wapenrusting gegee. Hy het vir ons skoene gegee om vas te staan. En ek wil jou bemoedig vandag met die woorde: wees sterk en volmoed. Wees nie bevrees nie en wees nie verskrik vir hulle nie, want dit is Jotewawwe jou God wat saam met jou trek. Hy sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Hy is met jou. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, dankie. Dankie dat U met ons is en dat U die vooruitgaan, dat U agter ons is en dat U hierdie oorlog, hierdie geveg gaan veg vir ons. Vader, dankie dat U vir ons ook die skoene gee en dat ons hierdie skoene kan aantrek en dat ons nie op hierdie skerp punte kan trap nie, dat U ons ook so beskerm. Vader, U is met ons. Ons eer U, ons loof U en ons prys U. Ek bid dit alles in Yeshua se naam, die seun van Jotewawwe. Amen. Shalom.